dis Pinkstertyd en ja, ons kan bly wees. Baie bly wees. Ek dink ons begryp miskien nie altyd die volheid vir die rede tot ons blydskap nie, net wat God alles vir ons skenk. Ek dink ek het dit hier agter gesê. God gee ons alles. Hy gee ons sy seun Jesus en hy gee ook vir ons die Heilige Gees. Fantasties, né? So, dis nie jou krag nie, nie my krag nie, krag van die Heilige Gees. Dis alles God se genade, God se middel, God se Gees. Nou, volgens se diens gaan dan wentel draai oor die Heilige Gees. En ek glo dat dit regtig tot elkeen gaan spreek. Dit het regtig tot my gespreek, toe ek besig was met hierdie voorbereiding, daai dinge vir my oopgegaan, en ek wil hoop dat glo, dat het vir jou oopgaan, maar dit moet jou inspireer, dit moet jou motiveer, en dit moet jou doelgerig maak vir die Here. Amen. Nou, die welbekende gedeelte, Handelinge 2, gaan ek vanoggend vir ons 'n paar verse leer. Nou Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië en Egypte en die streke van Libië by Cyrene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kreteense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. En dan net nog 'n paar verse. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Die ou mense moet bietjie drome droom. En dan net nog 3 verse verder, vers 37, 38 en 41. Toe hulle hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeder? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle
en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Tot sover mag die Here sy woord aan ons harte seën. Nou, in hierdie oggend gaan ons kyk eerstens na die betekenis van Pinksterdag, betekenis van Pinksterfees. Ons gaan verder kyk wat het presies gebeur op Pinksterdag. En dan gaan ons ook kyk wat sê Pinkster vir ons en wat is die betekenis daarvan in ons lewe. Nou, Pinkster of Pentekost beteken 50. Nou, hierdie gebeure van Pinkster het plaasgevind met 'n Joodse fees, tydens 'n Joodse fees met die naam van Shavuot. Nou, as ons die Bybel lees, dan sien ons dat God 7 feeste ingestel het. Nou, hierdie feeste was simbolies van al en hulle vind hulle vervulling in Christus Jesus. Nou, 4 van hierdie feeste is reeds vervul en ek gaan in die oggend gaan ons baie vlugtig dan net stil staan by hierdie feeste voordat ons aandag regtig gaan bepaal dan op hierdie hierdie 4de fees, die Pinksterfees, die fees van Shavuot. Nou, die heel eerste fees in die Bybel was die Paasfees. En hierdie een ken ons baie goed. Dit is dan op hierdie feesdag, die dag van Paasfees, wat Jesus gekruisig was en wat hy sy lewe vir ons afgelê het. Nou, dit was ingestel elke gesin 'n lamslag en hulle moes hom eet saam met ongesuurde brode. Nou, hierdie fees en hierdie gebeure moes hulle herinner van hulle lewe in Egipte en hoe God hulle met 'n kragtige hand daar uitgevat het. Nou, hierdie fees, Paasfees, het teruggewys na Egipte, maar dit het ook vorentoe gewys na Jesus Christus, die Lam van God wat in ons plek sou staan. Nou, die tweede fees, die fees van die ongesuurde brode. Nou, hierdie fees het begin die dag na Paasfees. En hierdie fees begin van die ongesuurde brode en dit moes aanhou vir 7 dae. Nou, dit spreek vir ons, of laat ek dit so stel, suurdeeg spreek van sonde. Nou, wanneer God dan sê, hierdie brode moet nie suurdeeg in nie, spreek dit van die afwesigheid van sonde en spreek dit van Jesus, die vlekkelose en die sondelose Lam van God, wat dan sy lewe vir ons gee. Dit spreek van die feit dat nadat ons Jesus aangeneem het, dan moet ons as mens klaar kry
en deel met sonde. Jy verstaan? So Jesus was jou van jou sonde, maar jy as my het ook 'n aandeel. Ons kan nie net Jesus aanneem en dan maar voortgaan met jou ou sondige lewe nie. Die ongesuurde brode spreek van die feit, kry klaar met sonde. Deel daarmee, kry dit uit jou lewe. Die brood moes ongesuurd wees, maar ook in hulle huise moes nie suurder wees nie. So in jou lewing, jou huis, jou omgewing, maak skoon, kry klaar, deel daarmee. Dit spreek ook vir my van die wederkoms van Jesus. Want die Bybel sê dat Jesus gaan kom vir 'n kerk en vir 'n bruid wat vlekkeloos en onberispelik is. Nou, die derde fees, die Engels stel dit miskien 'n bietjie beter. Dit sê dis the feast of the first fruit. Nou, die fees van die eersteling van die oes. Nou voordat of by die begin van die insameling van die oes, dan moes daar 'n gerf van die koring geneem word of die gas vasgebind word en na die priester by die tempel geneem word en ook die ander vrugte van wat ook al die eerstes daarvan word na die tempel gebring voor die priester. Hy beweeg dit voor God. Dis 'n beweegoffer en die simbool daaraan is dat dit is in dankbaarheid teenoor God, dit word aan God gewy en die vertroue is daar dat God sal help dat die res van die oes dan ingebring sal word. Nou hierdie fees, die fees van die oeste, die eersteling van die oeste het plaasgevind 3 dae na Pasga. En ons weet die derde dag was die dag waarop Jesus opgestaan het. En die Bybel is baie duidelik. Hulle sê Jesus is die eersteling uit die opstanding. En dan kom die groot oes wat ingesamel word. Jy sien, na Jesus se opstanding vir 2000 jaar word die evangelie verkondig en is daar besig met hierdie groot oes van God wat ingesamel word. Jy weet, en daar gaan 'n dag kom wanneer hierdie oes voltooi is, klaar ingesamel, wanneer die laaste siel ingebring is in God se koninkryk en dan gaan Jesus kom. Weet hierdie eerste 3 feeste, as ek dit vinnig kan opsom weer. Hulle is baie naby aan mekaar. Die Paasfees, Jesus sterf, dan die ongesuurde brode net daarna en dan die fees van die eersteling van die oes, die derde dag waarop Jesus opstaan. En dan die vierde fees verloop daar 'n bietjie meer tyd. Die vierde fees, die Pinksterfees, die Joodse naam Shavuot, is 50 dae nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Nou, die Bybel sê vir ons, dis 7 weke, moet hulle tel, 7 x 7 is 49, en dan sê hy die dag daarna. Op die 50ste dag vind hierdie fees plaas, die vierde fees. Nou, ek wil dan net vinnig ook die 5de fees wat moet kom en wat ons verwag is the feast of the trumpet. Die fees wanneer die basuin gaan blaas en Jesus gaan kom deur die wegraping en sy wederkoms. Jy weet, ons is so geneig om te dink, die wegraping môre, oormôre, en ander dag. Maar gaan 'n dag kom, wat dit nie môre gaan wees, wat dit vandag is, wat dit nou is.
En ek wil glo dat hierdie 5de fees baie naby is. Jy sien, daar's nou 2000 jaar van die 3de fees, of die 4de fees wat plaasgevind het. Is daar 2000 jaar wat nou verloop. So daar verloop nou 'n lang tyd na die 5de fees wat sy vervulling moet kry. En jy weet, ek wil net sê, God het 'n kalender en God het 'n horlosie. En daai kalender verloop presies soos God dit bepaal. God se horlosie verloop presies soos God dit bepaal. En die Bybel sê vir ons, niemand weet, net God alleen weet, wanneer hierdie 5de fees in vervulling gaan tree, en die bassein gaan blaas, en Jesus gaan kom vir sy kerk. Nou, wanneer ons dan terugkom by hierdie 4de fees, miskien vanaf, jy sit nou wonder, maar nou ja, in die laaste 2, die 6de en 7de fees, hulle gaan plaasvind wanneer Jesus dan sigbaar terugkom in die 1000-jarige vrederyk. Wanneer hy sigbaar terugkom in Israel, word hierdie laaste 2 feeste dan vervul. So ons hoef nie vreeslik baie rondom dit te bekommer nie. Dit gaan gebeur en daai tyd glo gaan ons almal gereed wees wanneer die 5de fees gebeur, dat ons in die hemel kan wees en ons los al hierdie aardse dinge en probleme en chaos wat hier is, los ons agter. Nou terug by die 4de fees. Jy weet, hierdie fees was anders as die ander feeste. Dit was 'n vrolike fees, hy was ingestel as 'n vrolike fees, 'n fees van blydskap, en mans, vroue en kinders en self vreemdelinge was uitgenooi na hierdie fees. Dit was eintlik 'n opdrag van God om voor sy aangesig te verskyn. Hierdie fees is daar om almal voor die aangesig van God te bring en dat hulle voor God se aangesig verskyn. Nou, die Jode het as gevolg van die Babyloniese ballingskap en die Assiriese ballingskap, het hulle in die verstrooiing ingegaan, die hele wêreld oor. En dan met hierdie fees van Shavuot, dan probeer hulle alles in hulle vermoë om by Jerusalem uit te kom, om by hierdie fees te kan wees. Nou die Bybel sê vir ons in Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees was daar mense so ver as Libië. Kan jy jou Bybel gaan kyk, ek het dit geleer. Hy sê so ver as Libië, so ver as Egipte, so ver as Elam. Nou Elam in daardie tyd was die huidige Iran. En dan praat hy ook, hy sê mense van Rome, en dan noem hy nog 'n hele paar ander lande rondom Israel. So hierdie mense kom van baie wyd, as jy op die kaart gaan kyk, en hierdie reis moes 'n paar weke geduur het. So hulle begeerte is so sterk, hulle wil by hierdie fees kan uitkom. En jy vra nie vanoggend vir my, maar waarom wil hulle dan so baie graag by hierdie fees dan weer? En ek wil vir julle sê, die antwoord daarvoor is, hulle wil voor God se aangesig verskyn. Hulle weet, voor God se aangesig is God se teenwoordigheid. Nou, hulle leef in 'n heidense wêreld, wat nie regtig hulle godsdienst verstaan nie,
hierdie heidense afgode en dinge wil hulle aftrek en wil hulle wegtrek van God af. Daar is sondes en daar is versoekinge en hierdie goed breek hulle af. En heel moontlikheid van hulle gesoog en toegegee aan hierdie sondes en is hulle weggetrek van God af. En hulle weet, hulle moet terugkeer en in hulle hart is daar 'n versigtiging as ons net weer in God se teenwoordigheid kan kom. Daar in God se teenwoordigheid sal ons gedagtes weer kan fokus. Ons sal weer ons gedagtes kan rig om onverdeel God te kan dien. Van het leef in hulle hart. Hulle wil God dien. En hulle weet, hulle is in hierdie stryd gewikkeld. En hulle weet, hulle behoud is in die teenwoordigheid van God. Voor sy aangesig gaan hulle krag kry en gaan hulle weer kan verander. En ek wil glo, ek kry hierdie prentjie, dat wanneer hierdie mense van reg rondom Jerusalem na Jerusalem toe begin aankom en hulle kom so teen die heuwels af en Jerusalem is daar in die verte, dan kan hierdie mense hulle blydskap nie meer regtig beteel nie. En hulle haal die tamboryne uit en heel moontlik die harp of siters en hulle instrumente en hulle begin speel en hulle begin sing en dans en hulle raak vrolik, hulle raak bly want hierdie verlange om in God se teenwoordigheid te kom word vir hulle 'n realiteit. Hulle wil nuwe krag kon kry nadat die wêreld waarin hulle leef hulle gedreineer het. En hierdie Shavuot na Jesus se kruisiging, hierdie eerste een sou anders wees. Baie anders. Die Bybel sê terwyl die disippels op hierdie 50ste dag na Jesus se opstanding, terwyl hulle eendragtig bymekaar is in gebed, kom daar 'n geweldige rukwind. Dit vul hierdie vertrek en tonge van vuur daal neer en hierdie mense begin almal praat in vreemde tale. En dan begin die mense toestroom. Ook hierdie mense van al hierdie lande rondom Israel, ook hulle begin toestroom, want hulle wil kom sien wat gebeur. Maar ek glo dit is meer as nuuskierigheid, want hulle weet ook dat God by die berg Sinai het hy hom geopenbaar met vuur en met aardbewing en met donderslag. So hulle weet, hier hoor hulle iets bonatuurlik en in hulle hart sê hulle, ons glo, moontlik is dit God wat werk en wat hier is en ons het dit nodig en ons wil kom sien wat gebeur, wat vind plaas. En wanneer hulle dan daar kom, dan hoor hulle hierdie mense in tale praat. Hulle hoor hulle praat in tale wat hulle spreek en wat hulle geleer het waar hulle vertoef. En hulle is diep in hulle hart getref. Hier's 'n bonatuurlike gebeure. En dan tree Petrus na vore en hy begin kragtig te preek en hy sê vir hulle, maar dit wat julle nou sien, dit wat hier gebeur, is lang terug geprofeteer deur die profeet Joël, waar hy gesê het in die laaste dae sê die Here, sal ek my gees uitstort oor alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom
en hy vertel vir hulle dat Jesus moes sterf. Hy moes opstaan sodat dit kan plaasvind. En hierdie mense is regtig aangegryp deur hierdie gebeure, deur die woord van Petrus. Maar ek glo die Heilige Gees is so tasbaar, teenwoordig. En terwyl Petrus nog preek, dit lyk of hy netlik 'n lang preek het, dan onderbreek hulle hom eintlik. En hulle sê vir hom, maar wat moet ons doen? Hulle sê vir hom eintlik, maar kom tot die punt. Ons ervaar God en ons wil iets doen. Iets moet gebeur in ons lewe. Hulle vra vir hom, wat moet ons doen? Hulle is eintlik in desperaatheid. En dan kom Petrus en hy gee die antwoord. Kort en kragtig. Hy sê, bekeer julle en word gedoop. Dis sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dan sê die Bybel vir ons, 3000 mense neem dit aan. Kom tot bekering. Nie net hoor, jy moet jou bekeer nie. Hulle doen dit. Daar en dan. Bekeer hulle, word gedoop. Weet nie presies hoe nie, maar somewhere was daar water, hulle word gedoop. En hierdie mense gaan terug na hulle lande en hulle verkondig die evangelie. Sien wat gebeur het op Pinksterdag is enorm. Ons verstaan dit miskien nie heeltemal nie. Jy weet, ek wil vanoggend vir u sê, die kerk van Jesus Christus is gebore op Pinksterdag. Dit was eintlik 'n ontploffing wat daar plaasgevind het. Die kerk van Jesus Christus het uit die wegspringblokke gekom op Pinksterdag. Bonatuurlik. En ek glo, wanneer Paulus jare later op sy sendingreise vertrek en hy kry Christene, dan vra hy vir hulle, maar hoe het julle tot geloof in Jesus gekom? Wanneer het julle tot bekering gekom? Dan sê hulle vir hom, daai eerste Pinksterfees, Shavuot, na Jesus opgestaan het, ons was daar. Ons was daar. Ons het ervaar, ons het belewe hoe die Gees van God in ons lewe ingekom het. Nou, ek wil vir u sê, as hulle nie opgegaan het nie, sou dit gebeur het? Ek glo nie. Jy sien, hulle was bereid om hierdie opoffering te maak. Hulle was bereid, of hulle het hierdie begeerte gehad, hierdie verlange, hierdie afhanklikheid van God en van die Gees. Hulle maak die opoffering en hulle word beloon met redding in God se plan en 'n vervulling met God se Gees. Jy weet, ek wil sê baie naby aan die einde van hierdie boodskap. God se plan is nog steeds dieselfde vir sy kerk. God wil hê ons moet voor sy aangesig verskyn. Jy weet, ons sê ek gaan kerk toe. En dis reg en ek verstaan wat jy eintlik sê. Maar eintlik moet ons so 'n bietjie 'n skuif in ons gedagte kry. En wanneer jy dan klaar maak om kerk toe te gaan, dat jy eintlik vir jouself sê, ek maak klaar om voor die aangesig van God te verskyn. Verskyn in sy teenwoordigheid. Want dit is hoe dit onder die ou bedeling gewees het. Hulle kom daar, en die Here sê, julle verskyn voor my aangesig, waar God jou sien, waar God teenwoordig is. En as ons kan besef, maar jy kom in God se teenwoordigheid voor sy aangesig, ek dink gaan vir jou baie moeiliker wees om by die huis te bly. Want as God se plan vir sy kerk, sy kinders, want in sy teenwoordigheid word ons verander. In sy
in sy teenwoordigheid kry die moedelose moed. Die kragtelose kry krag en die hopelose kry hoop. Jy besef, maar dit is nie so hopeloos as wat jy dink nie. Die Here leef en hy is in beheer. Jy weet, verlede Sondagoggend se boodskap, die van julle wat kan onthou, het gehandel oor die boek Openbaring, waar Johannes Jesus sien, waar hy wandel tussen die goue kandelare. En dan sê die Bybel vir ons, hierdie goue kandelare is die gemeente. En elke gemeente is vir Jesus goue kandelaar. En elke persoon in die gemeente is 'n stukkie goud. En saam maak hierdie stukkies goud 'n goue kandelaar. Dit is vir God kosbaar. En as ons dit saambring by wat op Pinksterdag gebeur, dan begin ons die prentjie kry van hoe God sy kerk sien, hoe hy sy kinders sien, en wat God wil hê dat ons moet saamkom, en wat gebeur in die samekoms wanneer ons in Jesus se naam byeen is. Nou, voordat Jesus opgeneem is in Johannes 14 sê hy vir sy disippels, wanneer hy weggaan, dan sal hy die Heilige Gees stuur om by ons te wees en om in ons te woon. Nou, Pinkstertyd sê vir ons, God se Gees kan jou en my verlewendig. Jy weet, ons het maar dieselfde, soos daai mense voor Pinksterfees, hulle kom van oral oor, want hulle voel, hulle het dit nodig. Hulle is afgebreek deur sonde of die wêreld. En jy en ek word ook daagliks afgebreek deur omstandighede, deur die wêreld, deur mense, deur sonde, deur versoeking, deur die bose, word ons afgebreek. En God weet, ons moet verskyn voor sy aangesig, want dis daar waar hy met ons ontmoet, waar ons krag kry, waar ons nuwe fokus kry, waar ons vir onsself kan sê, maar weet wat, ek gaan die Here dien. Dit is die moeite werd. Daar's nie 'n ander keuse. Jy sien, want as jy te ver uit God se teenwoordigheid beweeg, dan kom al hierdie tydelike en aardse dinge, en dit kom sit hier, en dit oorheers jou lewe, en jy vervlou en jy beweeg weg van die Here, maar in God se teenwoordigheid besef jy, man, daai goed is regtig nikszeggend, en dan besef jy, wat het ewigheidswaarde. Jesus sê in sy woord, nie deur krag, nie deur geweld nie, maar deur my Gees. Hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom, en laat hom drink. Nou, die Bybel sê vir ons, dat die Heilige Gees word voorgestel deur 'n duif. En toe Jesus gedoop was, het die Heilige Gees neergedaal in die vorm van 'n duif, net op hom gebly. Pinkstertyd sê vir ons, dat die Heilige Gees wil 'n rusplek op ons lewens kry. My gebed is net dit, dat in hierdie Pinkstertyd die Heilige Gees 'n rusplek op jou lewe sal verkry. En dat jou lewe so sal verander. En as mense in die tyd om te kom vir jou vra of jou sê, maar jy het verander. Wat het gebeur? Dat jy sal kan antwoord, weet jy wat? Pinkstertyd 2026, het die Heilige Gees 'n rusplek op my lewe begin kry. En my lewe het verander. Ek het die geheim ontdek. Ek besef, ek moet kom in die teenwoordigheid
van die Here. Door die aangesig van die Here verskyn. Hier by die kerk. Ja, ek glo, uiters belangrik. Maar moenie vergeet, by jou huis ook. Daar moet jy verskyn in die teenwoordigheid en voor die aangesig van die Here. Kry vir jou plekke by jou huis. Een of ander kamer, buitekamer, ek weet nie waar nie. Maar waar jy kan stil word voor die aangesig van God. Waar jy in God se teenwoordigheid kom. Waar sy Gees oor jou kom. En waar jy kan verander. En waar jy die mens kan word. Wat die Here wil hê wat jy moet wees. Pinkstertyd beteken verkwikking. Dis nie net 'n eenmalige gebeure. Ek dink baie mense sien dit ongelukkig 'n eenmalige gebeure, maar dis 'n gebeure wat daagliks moet plaasvind. Jy vir jouself moet sê, maar ek, man, vrou, kinders, moet voor die aangesig van die Here verskyn. Daar waar jy en hy alleen tyd het, waar jy jou hart met hom deel, jou liefde, jou leed, jou blydskap, jou probleme, jou sorg, jou liefde, wat jy dit kan deel, dis daar, waar God se Gees, dis daar waar hy met jou gaan ontmoet, né? God se Gees gaan met jou ontmoet, daar waar jy jou plekkie het, jou alleen tyd, daar gaan hy met jou ontmoet, daar gaan hy jou volmaak met sy Gees. Daar gaan jy 'n lewensveranderende ervaring hê, maar ook in God se gemeente, sy goue kandelaar. Dis hier waar jy moet hoor, dis hier waar jy moet kry, krag moet kry, weer moet sien, die pad waar jy visie moet kry, koers moet kry, inspirasie, motivering en saam met ander te besef, maar dit is die moeite werd om die Here te dien. Jy weet, God se manier is so wonderlik. Jy weet, jy mag vra, maar is dit regtig dan so belangrik? Ek wil sê dit is, net. Want wanneer ek iemand in die kerkgebou sien, wat ek miskien 'n rukkie nie gesien het nie, ek sien daai persoon, doen iets in my hart, sê vir my, is die moeite werd, gaan aan. En so werk dit. Jy, iemand in die gebou, is vir jou 'n motivering. Jy sien sy stelling vir die Here. Dit inspireer jou. 'n ander persoon. So, wat is God se plan? Ons inspireer mekaar. Wanneer jy kom in God se teenwoordigheid te verskyn, moenie vergeet dat jy ook ander inspireer. Maar ongelukkig, as jy maar net slap lê, het dit ook 'n negatiewe effek. En die duiwel is gou om vir jou te sê, ag weet jy, ou Pieter en Sunny, hulle neem dit nie ernstig op nie. Miskien is dit die regte manier om dit te doen. En dit kan vir jou wegtrek. Daarom dat God wil hê, kom in sy gemeente, verskyn voor sy aangesig, sodat ons mekaar kan bemoedig. Dis wat die Bybel sê, mekaar kan motiveer. Baie keer gebeur dit sonder woord. Net die feit dat jy hier is, jou teenwoordigheid is klaar 'n besieling, 'n aansporing en 'n motivering vir ander mense om die Here te dien. Eendag sal die Here vir jou sê, Moshe my kind, jou getrouheid om voor my aangesig te verskyn, het in ander mense se lewe positief ingewerk. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Jesus, baie dankie vir Pinksterfees. Dankie vir die uitstorting van die Heilige Gees. Dankie dat U op daardie dag ons nie as wese agtergelaat het nie, maar U beloof, stuur die Heilige Gees. Die Heilige Gees uitgestort. Die Gees is steeds
werksaam in die kinders. Die Gees is steeds werksaam in die kerk, in die gemeente. En wanneer ons voor die aangesig van God Almagtig verskyn in sy teenwoordigheid, is die Gees werksaam. En Here, ons het dit so nodig, die tyd waarin ons staan, waar baie dinge ons wil wegtrek, baie dinge ons wil afbreek. Dan sê ons dankie Here, dat wanneer ons kom in die teenwoordigheid, saam met medegelowiges, wanneer ons kom in die kerk, in die gemeente, die goue kandelaar van U, is die Gees werksaam om ons op te lig, ons op te tel, ons te motiveer en vir ons te sê, hou aan my kind, my seun, my dogter, hou aan om my te dien, volhard, dit is die moeite werd. Jy is nie alleen nie, my Gees is by jou, met jou, in jou. My Gees sal jou help, sal jou bystaan. My Gees sal jou lei en sal jou herinner en sal jou bystaan wanneer jy dit ook so nodig het. In jou swakheid sal my Gees daar wees, steun en vertrou. Want Here, die Heilige Gees is die helper in ons daaglikse lewe. Dankie Vader, in die hemel vir Jesus. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie dat U ons so lief het. En dat U werk in ons lewe, ons omstandighede. Baie keer weet ons nie heeltemal hoe nie. Want ons weet net een ding. U werk op wyses wat ons baie keer nie besef nie. Net die ewigheid sal vir ons wys hoe U hand en hoe U Gees werksaam was, ook in tye toe ons dit die nodigste gehad het. Heilige Gees, wees naby aan die kinders van God en doen dit waarna hulle swak, dit wat hulle so nodig het. Besonder Here, gaan my hart uit na hulle wat voel, maar hulle swak, hulle wat voel, ek maak het nie. Wanneer gaan ek groei? Wanneer gaan ek daar kom? Sonder dat ek vir hulle, Here, dat hulle mag deurbreek, dat hulle swakheid, hulle hand uitstrek, soem van die kleed aanraak, uitreik na die hand, en dat hulle gebed sal wees, Here, help my. En Here, doen dit vir die swakste onder ons. Die een wat dan voel, Here, gaan ek dit ooit maak? Dat hulle vanoggend kan ervaar die Gees, dat die Gees vir hulle sê, maar jy kan, kyk op na Jesus, vertrou, glo, bid. Jy is nie alleen nie. Jy kan en jy sal dit maak. Dankie Here, U is getrou. U krag word in swakheid volbring. U wat dit beloof, Here, U sal dit doen vir die kinders, vir die kerk, vir die gemeente. Doen dit. Maak elkeen sterk. En Heilige Gees, ek bid dat U rusplek mag vind. Elke lewe, klein en groot, soos ons hier voor U is. Kom Heilige Gees, daal neer en kom rus op ons lewens, waar ons ook al bly, waar ons ook al gaan. Vra dit in Jesus naam.